en welkom by Pasella, bo 'n amper voltooide Groenpunt stadion. Met minder as 200 dae voor die eerste bal afgeskop word vir 2010, het ons besluit dis tyd om almal 'n partytjie luim te kry vir die groot okasie. Ja nee, skerp jou sokkerreels op dat die landspret kan begin. Ons is by die Union House in Kaapstad waar die idee is om 'n veelkleurige opskop bymekaar te sit sodat elkeen in Suid-Afrika 'n stoel kry om op te sit. Hans Rosenskoon van die Aleid Groep is die man wat afskop. Hans, ek het nou lanklaas so 'n trotse Suid-Afrikaanse tafel gesien. Vir ons Skop 2010 partytjie het ons regtig besluit om Suid-Afrika weer te gee in verskillende kleur. Soos enige kunswerk moet jy eers begin met 'n neutrale agtergrond. Ons is in hierdie ongelooflike mooi groot vertrek. Ons het 'n wit tafelblad neergesit, deurskynende wit stoele wat ons afgewissel het met wit damaskstoele en van daar begin ons hele township chic atmosfeer op die tafel. Verskillende kleure, verskillende elemente om regtig al die kulture van Suid-Afrika te demonstreer. Eerstens het ons bondkussings op die stoele neergesit met al die kleure van Suid-Afrika in die kussing. Ons het blikborde gebruik in plaas van witborde. Die eetgerei is weer nu meer neutraal gewees, silwer mag gemeng met plastiek. Blikbekers teenoor gekleurde glase en mooi wynglase. Ons het Protea inheemse blomme gebruik. Dis het ons soveel as moontlik kleurvolle speelse Suid-Afrikaanse elemente weergegee. Bietjie verskriklike groot vertrek. So ons moes van ons verskillende oppervlaktes, soos hier agter my, van ons ander decor elemente op gebruik om alles bymekaar te bring sodat jy 'n geheelprent kan kry. Jou gas moet as in 'n geheel gestimuleer word in 'n partytjie area. Want ek sien elke gas het sy eie unieke spyskaart. 'n Spyskaart is so 'n nice touch by 'n partytjie. Ons het die Suid-Afrikaanse vlag gevat as inspirasie. Dit is 'n ikoon en verskillende ander ikone gebruik op die tafel. Die kleure uit die Suid-Afrikaanse vlag gebruik om verskillende kleurspyskaarte te druk, verskillende fonts, 'n lekker mengelmoes van idees om die geregte wat later kom weer te gee. Van daar af het ons die 2010 logo gevat. Dit het die plekaanwyser vir elke gas geword en letterlik het ons dit in die glas gedruk en die naam van elke gas geadd om dit weer te gee. Maar jy kan nie 'n sokkerpartytjie hou sonder sterre nie. Clayton Daniels van die Ajax Kaapstad span help vir Johnny Haman met die versierings. Ek het nog nooit 'n sokkerspeler gesien met blomme rangskik nie. Ja, dit is my eerste keer ook so, ja. Ja, ma sal heel trots wees op jou. Eerste ding wat ek kan dink as ek aan sokker dink is die goed wat so geraas maak en ons het besluit om die vuvuzelas net heel eenvoudig onderste bo te draai, die pragtige pin cushions in te sit en ons dink dit lyk heel oulik. Nee, ek is bly om te sien die sokkerbal op die mooi materiaal. Ja, Clayton, ons is mal oor hierdie besige lab. Dit is 'n nuwe design, is gebaseer op 2010 en is basies die nuwe sway. Dit pas natuurlik perfek by ons tema vandag en ons het besluit om vandag daarmee display boxes te maak vir ons Kaapse fauna en flora blomme op die tafel. Dit is heel maklik om te maak. Basies ons het hierdie goedkoop boksies gevat. Ons het 'n stuk van die lap uitgesny. Nou al wat jy doen is jy draai dit net soos 'n Kersfeespresent met masking tape. Dit plak die beste. Dan draai ons dit net eenvoudig om. Wat ons dan gaan doen, ons gaan al ons botteltjies en glasvases en enamel bekers en so, gaan ons dan nou net bo op die boksie sit en die boksie op die tafel en dit gee net so 'n bietjie meer diepte aan jou tafel. Clayton, ek het geen twyfel aan jou dekor talent nie, maar wil jy net vir 'n paar toertjies met die sokkerbal wys nie? Ja, dit kan ek definitief doen. Ajax Kaapstad is in 1999 begin toe twee van die moederstadse spanne, Seven Stars en die Cape Town Spurs, saamgesmelt het. Hulle het verlede seisoen tweede geëindig in die PSL-reeks. Bafana-speler Steven Pienaar is een van hulle seuns en hoewel hy 'n doelskieter is hy steeds 'n inspirasie vir Clayton wat 'n verdediger is. Clayton, wat is die rol van 'n toeskouer as jy 'n speler op die veld is? Ja, hulle speel 'n baie belangrike rol. Eerstens, hulle is die 12de man op die veld, ons is 11 spelers. Elke wedstrijd, weet ons by die huis speel of weet ons wegspeel, ons het hulle ondersteuning nodig. Behalwe as jy self speel, wat is jou gunsteling manier om 'n wedstryd te kyk? By die huis, familie, vriende, miskien met 'n lekker braai. Gepraat van braai, ek gaan 'n bietjie kyk hoe lyk die kospotte en ek los jou om verder te oefen. Lyk my, Wiekie het besluit Clayton moet werk vir sy ete. In die kosspan was Laurens Rademeier van Webersburg Wynlandgoed en Ajax voorspeler Cole Alexander aan die werk. Iets ruik soos braaivleis? Ja, dit is definitief my proevos. Ons het die tema Suid-Afrika in kleur deurgetrek na die kos met alles wat jy nodig het vir die noodsaaklike Suid-Afrikaanse ete. Ons het boerewors, biltong, bunny chows en tempura groente wat gemaak is met 'n plaaslike bier. Ons gaan begin met die bunny chows. Ons het die klein broodjies wat ons voor die tyd gebak het en ons gaan hulle vul met 'n Durbanse garnale curry. Om te begin gaan ons 'n bietjie botter smelt. By dit gaan ons dan garnale sit en dit lekker bruin braai. Verder gaan ons dan gekapte eie, vars gemmer,
knoffel en geblikte tomatie bysit, stadig aanprit en dan by dit sit ons dan vars gekapte chili, masala poeier, koriander, bietjie turmeric en kumai. Dit gaan ons dan stadig aan mekaar kook en dan net om dit klaar te maak, het ons 'n klein bietjie tamarind wat peelvrug is uit Asië uit en dan net om dit klaar te maak, het ons curryblare en mosterdsaad. Maar ek kan nie glo jy gebruik al hierdie dinge vir so iets klein nie. Maar jy weet wat hulle sê, met al hierdie chilies is dit klein botteltjies groot gif. Karl, watse plaaslike kosse dink jy gaan die buitelanders aansmil? Ek dink meeste die buitelanders sal daarvan hou van Suid-Afrikaanse kos, soos roeties van een van my gunstelinge kos. Ja, seker goed is nice, ja. In daai geval het ek iets waar ek seker is jy gaan smil. Ons het tempura groente, wat eintlik meer van 'n Japaneese dis is, maar ons vir Suid-Afrikaans dit. Ons het koekmeel, mielieblom, bakpoeier en dan natuurlik ons groente wat ons voor die tyd sag gekook het en ons kan nie vergeet van ons plaaslike bier nie. Hoe ons dit gemaak is, ons gaan die bier met al hierdie droë bestanddele meng en dan ligtelik net ons groente daardeur doop en in warm olie braai. Die resep weer. Klop 'n eier, voeg die meel by, gooi die bier in en meng tot 'n dun deeg. Drink dan die res van die bier. Klink mos lekker, maar kom ons kyk wat het ons. Die regte dekor, warm kos en manne wat weet hoe om sokkerballe te skop. Al wat dus nog kort is eg Suid-Afrikaanse musiek. Hier is Brasse van die Kaap. Met watse nommer gaan die Brasse mee afskop? Ons gaan afskop met 'n nommer met die naam van Sit jou hande op. Ons wil hê die hele Suid-Afrika moet hulle hande opsit vir Bafana in die Wêreldbeker. So ja, ons gaan 'n a cappella weergawe doen van daardie song. En ons hoop hulle wen. Ja, ons hoop hulle wen. Brasse was ons eerste Afrikaanse hip-hop groep wat al sedert 1996 gehore vermaak. Kom ons hoor hoe klink hulle. Sit jou hande op, terwyl die beat klop. Sit jou hande op, sit dit op, sit dit op, sit jou hande op, terwyl die beat klop. Sit jou hande op, sit dit op, sit dit op. Biggie, alle dinge moet jy los van die theater, dan kan jy die beat so goed in Pure lekkerte, maar kom ons gesels eers nog sokker. Lance, jy speel self vir Bafana. Wat dink jy is julle kanse? Ons het 'n goeie kans van julle nasie agter ons and we're passionate about it. Each player of us wants to represent the country with a big heart and I think we're going to do good in front of our fans. En jy, George? Waarna sien jy die meeste uit van 2010? I think it's the fans, you know, the passion that they have in this country and the atmosphere really. It's going to be a real cracker. En Sophie, wie is jou gunsteling om te wen? I think Bafana they are going to win as you saw how they did in the Confed Cup and then even the World Cup is coming at home. I think the boys they want to do better this time than what they did in the last competition. Die tyd raak nou min, so laat hy Suid-Afrikaanse vlaggies wapper en maak gereed om uit volle bors te skree. Ja nee, wraggies julle. Kom ons trek saam agter Bafana en geniet die 2010 sokker wêreldbeker soos net ons Suid-Afrikaners kan.